Hierdie is 'n ma en 'n mikrofoon. Welkom by hierdie episode. Susan, ek dink wat met jou en met julle gebeur het, is soveel van ons se vrees. So ek is baie dankbaar dat jy kans sien om jou storie te deel en ek dink juist dit is deur ma's wat vir ander vertel wat met hulle gebeur het, dat ons ook leer en mekaar kan ondersteun. So ons kan sommer begin, sal jy vir ons vertel van daardie dag toe jou dogtertjie amper verdrink het. Dankie Daniela. Dit was die 3 Oktober 2020. Dit was na die eerste verslappings van COVID gewees, wat ons ordentlike kinderpartytjie kon gehou het. My kinders is ongelooflik lief vir swem. Ons het hulle al geneem vir swemlesse van hulle 18 maande oud is. Ek was self 'n swemmer, my man het ook geswem. En jy sou dink tussen 'n risikobestuurder wat my man is en 'n prokureur en 'n voormalige persoon wat provinsiaal geswem het op skool, sou dit nie met jou gebeur nie. En dit het. Het was by 'n kinderpartytjie gewees. Ons het gekyk na die kinders. Ons het soos valke die water dopgehou. Ons het flouties uit die swembad op 'n stadium gehaal omdat daar te veel kinders in die swembad en te veel flouties was. So ons is 100% bewus van enige risiko's en gevare. Dit was 'n koue dag, dit was 'n betrokke dag. Maar dit is 'n verhitte swembad, so dit is jy weet die kinders het dit vreeslik baie geniet. En ons het gekyk. Ek en Wynand, my man, het 'n reël. Een kyk en een kan rustig gesels en dan tag team ons en dan kyk jy ander een. En ja, ek sou nooit kon dink dat ek vandag hier sou gesit 'n jaar of 'n paar jaar voor dit as iemand sê vir my sê dit sou gebeur. Jy weet ek dink enige verantwoordelike ouer, jy weet, sou dink dit kan nie met jou gebeur nie. Dit sal nie met jou gebeur nie. Maar soos ek ook na tyd opgelees het om net my eie gedagtes te stil en my siel tot bedaring te bring, dit is nie noodwendig 'n gespartel nie. Dit is nie noodwendig jy weet 'n geraas nie, want dan sou jy reageer. Dis meeste van die tyd baie stil en baie vinnig. Dit het voor ons oë gebeur. Iemand glip net weg eintlik. 100%. Dis presies wat met Nina Maria gebeur het. Een van ons het gekyk en sy het op die poolnoedel gespeel en sy het vir daai oomblik gegly van die poolnoedel af en dis tipies daai 5 ml daai droë verdrinking wat hulle van praat wat sy ingetrek het en haar stemband het afgesluit, soos ek verstaan, is 'n manier om die longe te beskerm. So sy het gevolglik dadelik 'n blackout gehad en die tyd wat ek gaan kyk het of sy okay is, want hulle het redelik 'n rukkie geswem, toe sy op die bodem van die swembad. Face down, spread eagle. En ek het net besef, in nanosekondes, het ek besef, o genade, sy is op die bodem van die swembad. Dit kan nie wees nie. En nie iemand wat enigstens nog 'n stukkie lewe in hulle het, sal so stil op die bodem van die swembad lê nie. So dit was... So jy sien haar toe daar lê, jy kyk en jy wonder waar sy en jy sien daar lê sy op die bodem stil. 100%. Ja. Uit die aard van die saak het ek, dit is soos ek sê, in nanosekondes, het ek gereageer en geskree, soos enige ouer ek dink sou gedoen het. Wynand het gespring van die patio af om haar uit te duik. 'n vriendin van my wat 'n fisio is, het van die kombuis af ingekom of op die patio uitgekom om sy 'n koppie koffie vir haar gaan maak. En sy het gesien Wynand val van die patio af. Sy het besef hoekom nie. En toe sy kom, toe Wynand vir Nina Maria uitgehaal en sy was op die patio gewees. Jy noem sy het amper verdrink. Sy het verdrink. Sy was klinies dood vir 3 minute 47 sekondes. As mens gaan kyk ook na die patologiese verslae en dit wat haar lyfie deurgegaan het, die feit dat sy vandag leef is 'n absolute wonderwerk en ons beskou dit as 'n baie groot genade. Dit is, en wat het julle toe in daai oomblik gedoen wat die verskil gemaak het tussen lewe en dood? Jy sê dit was langer as 3 minute, amper 4 minute. Julle was ook gelukkig dat daar mense by was
wat opgelei was wat die regte dinge kon doen en ek dink dis ook belangrik dat 'n mens sover as moontlik jouself kan oplei en regmaak vir so 'n situasie sou dit gebeur want ek dink dit kan met enige iemand gebeur soos jy sê. So wat het toe gebeur van die oomblik wat julle julle dogtertjie uithaal en dat dinge goed geëindig het? Ons maak geen geheim daarvan dat dit absolute wonderwerk was nie. Dit is 'n paar goed het gebeur. Ek het nog nooit vir Nina Maria 'n swembroek gekoop byvoorbeeld of klere gekoop wat vir haar te klein was nie. Ons was so 2 weke voor dit met vakansie en haar swembroek was te klein. Die swembroek wat ek vir haar gekoop het, was 'n spesifieke kleur wat my baie langer sou gevat het om haar te sien. As dit nie was dat ek hom gaan inruil het vir 'n ander kleur nie. Dis die eerste ding. So wonderwerk het al voor die tyd begin. Nog voordat hierdie insident self gebeur het. En dan die vriendin wat koffie gaan maak het, hulle wat 20 minute voor die tyd gery het en haar man wat eintlik 'n introvert is, het gesê maar hierdie is nou so lekker na COVID om net weer bietjie met mense te gesels. Kom ons bly net 'n bietjie langer. En dit was die rede hoekom sy nog 'n koppie koffie gaan maak het. Uit vriende van ons wat gelukkig en ongelukkig deur dieselfde trauma is, wie se seentjie vir 3 weke in die hospitaal daarna was. Dit is toevallig Wynand se kamermaat. Hy het die vriendin wat die CPR gedoen het wat 'n fisio is, wingman. En ek sal nooit my lewe vergeet nie. Uit op 'n stadium, ek sal nou my point of view deel, maar uit op 'n stadium onthou ek het hy vir haar gesê net bietjie sagter want hy was bang dat jy weet haar ribbes en borskassie miskien sou seer kry. So prakties gesproke was dit nou 'n paar goed, soos ek sê die swembroek wat ek vinnig kon sien, die CPR wat 100% toegepas was. Saam met dit glo ek het al uit die hemel uit teruggebid. Al wat ek kan onthou wat ek gebid het is nee, nie nou nie, asseblief en dankie, en ek het die Here se naam aangeroep. Dit is nie sinne nie, dit is woorde, dit is staccato. Een woord sinne wat gebid is. Nie noodwendig as gevolg van my gebed nie, maar absoluut uit sy genade uit. Het sy toe langs die swembad weer bygekom. Dit is na 'n hele oordeel van CPR van 3 minute 47 sekondes. So dit wat sy onder die water was, is ekstra tot dit. So die CPR self was 3 minute 47 sekondes. Dit het vir my gevoel toe ons in die hospitaal was en die dokter vir my vra hoe lank was die CPR, het ek hom gesê dink dit is 1 tot 2 minute. Ek het geen konsep van tyd gehad nie. En die manier hoe ons dit objektief kon bevestig na die tyd was, en dit is ongelukkig 'n geval wat gebeur het waar die ambulans nie uitkom nie, ten spyte van medies wat ons gehad het. En dit is so lank my ander vriendin op die foon was met die ambulans om hulle te oortuig om uit te kom. So teen die tyd toe Nina Maria wakker word, langs die swembad, toe sê ek ons ry, ons wag nie vir die ambulans nie. En toe kon sy die foon neersit en op so 'n manier kon ons toe nou sien presies so lank die CPR langs die swembad was voor Nina Maria weer bygekom het. Ek sukkel om te verstaan hoekom kan 'n mens 'n ambulans moet oortuig om uit te kom? Wat was die redenasie of die scenario daar? Dit is daarom ook vrees aan jou, en dit is ook ek dink in Suid-Afrika 'n groot kommer is daai om hulp te kry. Hoekom wou hulle nie uitkom nie? Ek het sommer van vooraf die hoendervleis op kop te twin. Dis iets wat ek graag na tyd wou opneem, maar ek dink ek het weggebly daarvan net om ons kind is terug, die trauma is verpak. Ja. Ja. En mooi verwerk, maar ek onthou hulle wou spesifiek R15,000 kontant gehad het. Wat dit kan jy net asseblief uitkom, dis 'n privaat, ons 'n privaat medies, waarvoor dit nie enigstens 'n probleem moes wees nie. Gelukkig was ons in 'n situasie gewees waar Nina Maria langs die swembad weer bygekom het en dat ons 'n hospitaal, 'n medikliniek reg om die draai gehad het. Ek het 2 ICU babatjies, so ons weet van om gou in die aand ongevalle toe te gaan. Ek het net met haar, sy het wakker geword langs die swembad, maar toe ons met haar gery het, moes ek haar byhou. En ek weet nie, instinkt het ek vir haar gevra, hoeveel vingertjies, ons spot altyd. Mekaar, vir welke rede ook al, van hoeveel vingers sien jy? En die manier het daai outomaties na my toe gekom om haar wakker te hou, en sy die regte antwoorde gegee.
Sy was op daai stadium 4 jaar oud en sy het die regte antwoorde gegee regdeur. Ekskuus, sy was 5 jaar oud. Ek moet gou presies seker maak. Sy was 5 jaar oud. En sy onthou dat sy in die hospitaal wakker geword het. Sy onthou nie noodwendig dat sy langs die swembad vir die eerste keer wakker geword het nie. So instinktief het iets na my toe gekom, soos ek sê, absolute genade. Ek dink om haar breinfunksie aan die gang te hou uiteindelik. Dis jammer dat die ambulans nie uitgekom het nie, maar ek voel ook dit het so gebeur soos wat dit moes. Ek het regdeur die aanvanklike ontvangs en die dokter se stasie in die ongevalle gedeelte het ek gehardloop en ons is regdeur vir die eerste keer in my lewe wat ek die ER teater gesien het. Ja. En ja, hulle moes sekere goed doen. Jy weet, ek wil haar nie expose nie, maar sekere liggaamsfunksies het reeds al afgesluit, wat hulle moes na die tyd, jy weet, skoonmaak en dit is hoe ver haar liggaam al afgesluit het, in die swembad, en vir haar om daar te lê met ons te praat, ek meen, ons het 'n breinskandering na die tyd gedoen, daar was absoluut niks, en sy floreer vandag, dit is werklik vir ons beskou dit 100% as 'n wonderwerk. Dit is en dit is hoekom ek het jy weet as joernalis doen mense soveel stories van kinders wat of verdrink of amper verdrink, maar ek het regtig gedink hier wil ek probeer om 'n storie van 'n wonderwerk en van 'n kind wat oorleef het deel, saam met die inligting natuurlik wat 'n sweminstrukteur nou vir ons sal gee. Jy het gepraat van die trauma wat verwerk is en ek dink dit moet tog 'n groot ding wees want op een dag het jy gedink moontlik jou kind kan sterf en natuurlik die blydskap van die wonderwerk, maar soos jy sê na die tyd kan ek net dink hoeveel keer moes jou kop oor en oor daaroor gegaan het en die situasie ontleed het en gewonder het wat kon of moes julle anders gedoen het. So wat het jy en julle as gesin natuurlik en sy ook, wie se lyfie deur dit is, gedoen om te verwerk wat met julle gebeur het? Ek wil begin deur te sê toe ek toe gehardloop het van die patio af na die trappe na die swembad se dek toe, het daar weer eens 'n nanosekondes die volgende gedagtes aan my kant toe gekom, want ek het geweet sy is nie met ons nie. Dankie tog, ons is dan met gesinsvakansie, want mens werk tog so vinnig en so hard en mens is tog so besig. So ek was soos dankie tog, ons is dan met vakansie. Is hierdie besig om met ons te gebeur? Is hierdie deel van ons storie? Dus vraag ek presies weet waar dit in die hardloop opgekom het en die derde vraag is, hoe vertel ons hierdie vir ons ouers? Hoe vertel ons hierdie vir die oumas en die oupas? En ek sê dit want die trauma was dat sy vir 4 minute ongeveer dood was. En dit was daai trauma om te verwerk. En ja, sy was weer terug by ons gewees. Ek onthou het ek vriendinne gebel nadat dit om te sê bid asseblief, want ek het verwys na vriende van ons wat ook daai dag daar was, wie se seentjie vir 3 weke daarna in die hospitaal was en wat mense nie noodwendig geweet het nie. Nina Maria was een aand in Hoësorg, een aand in 'n gewone saal, die maandag ontslaan, dit het op 'n Saterdag gebeur. En ek het gesit met, maak ek hierdie groter? Maak ek hierdie erger? Het hierdie regtig gebeur? So dit is amper half 'n sielkundige ghosting van, jy weet, het hierdie regtig gebeur? Gelukkig op daardie stadium was ek baie bekend met 'n ongelooflike beradende sielkundige, Zelda Language, sy is in Pretoria. En ons het kop gehou, Wynand het haar gebel en gesê, wat doen ons nou in so 'n situasie? En sy het, ek het nie eers geweet Wynand het haar gebel nie, ek het nie eers geweet nie, maar ek het geweet, elkeen van ons gaan moet ontlont, ons gaan moet praat daaroor, en sy het ons verwys na ongelooflike kindersielkundige in Pretoria, Dr. Anneke Leroux. En die wonderlike daarvan is Claradine en Nina Maria, want Claradine het sien gebeur. So die een het dit mee gebeur en die ander een het dit sien gebeur. So albei moes traumabehandeling kry. Maar regdeur was en is swem nog steeds een van haar gunsteling aktiwiteite.
Die feit dat Nina Maria nie gesukkel het onder die water nie, het sy nie watertrauma opgedoen nie. Met 'n besonderse spesiale ervaring opgedoen wat sy in die hemel was. En ek voel dit is haar storie om eendag te vertel, maar dit wat sy al met ons gedeel het, is goed wat jy kan nie daarmee stry nie. Dit is 'n ongelooflike vertelling uit 'n kind se perspektief uit en haar perspektief vanuit die hemel is net ongelooflik. Mense Was dit toe sy onder die water was wat sy die ervaring gehad het? 100%. Ongelooflik. Sy het en sy het voorheen het sy voor dit het ons agterkom sy het kort gevra maar hoe lyk Jesus? Hoe lyk Jesus? En dan wys ek vir haar die kinderbybel en ek Google en ek The Chosen het op ongelukkig op daai stadium nog nie gewys nie, maar op verskillende maniere, maar dan bietjie meer as 'n week of 2 later dan sy weer gevra. En die Desember toe kom ek agter, dit het Oktober gebeur, sy het dit tog nie weer gevra nie en ek het vir haar gevra, sussie maar jy het tog nie weer gevra nie, het jy vir Jesus gesien? Sy sê vir my, ja mamma, ek het. Sy sê vir my, het jy met jou gepraat? Sy sê ja, het vir gesê ek gaan my red. En oor tyd het sy baie meer gedeel. En soos ek sê, ek voel dit is haar getuienis om eendag te deel, maar daar's pertinente goed wat ek neerskryf. Wat deel oor tyd. En sy het byvoorbeeld wel gesê sy al die mense wat ons lees van die Bybel is in die hemel. Hulle staan agter Jesus in 'n halfmaan. En ek weet dit is die witnesses of the faith wat in Hebreërs 11 staan. So dis goed wat 'n vandag 'n 8-jarige nie kan opmaak nie of 'n 7-jarige nie kan opmaak nie. Dit is goed wat 100% net 'n feit in haar lewe is wat sy gesien het asof sy gaan rugby kyk het op Loftus. Jy weet dit is so deel van haar lewe. En wat sy die vertelling daarvan het. Ek self was vir 4 maande op 'n sabbatical. Dit het my 'n redelike tydjie geneem om dit is 'n handbreek in my lewe op daai stadium om seker te maak taking stock. Ek is nog steeds 'n werkende mamma. Alle mammas is werkende mammas, maar ek het nog steeds my loopbaan. Maar ek moes weet hoe rig ek dit in dat ek oor niks sal spyt wees die dag as so iets werklik weer moes gebeur nie. So dit is 'n 4 maande proses. Ek het in sielkundige terapie sessies gedissosieer want ek kan tot vandag toe elke liewe detail oproep van wat gebeur het. Ek weet nou om daarmee te deel en wat om daarmee te maak. Dieselfde met Wynand. As ouers is ons tog verantwoordelik. Jy weet as mense praat van afskeringspadjie van custody, we are the custodians on earth. Jy weet en ek het 'n geweldige verantwoordelikheidsin soos wat elke ander ouer sou hê. Ek dink ook op daardie stadium het ek ook gevoel op die dag wat Nina Maria verdrink het daar 2 ander dogtertjies min of meer van dieselfde ouderdom verdrink. Een wat ons weet in Fairlands en 'n ander dogtertjie in Camps Bay. En mense is interessant. Hulle vertel jou van dit. Ek het nie noodwendig van dit geweet nie, maar mense het ons vertel van dit op dieselfde dag en ek dink waarby ek gesit het was ek het die absolute seer wat ek vir die ander ouers gevoel het want ons storie is nie noodwendig hulle storie nie. Ja. En om te weet hulle burden is nie noodwendig my burden om te dra nie. Hulle las en seer, jy weet ek moes losmaak van dit. Alhoewel ek daarmee kon assosieer want ek het vir 4 sekondes, vir 4 minute ervaar wat hulle ervaar het, maar ook nie want dit is 'n res van die lewe tipe ervaring vir hulle. So dit is verskillende traumatipes wat 'n mens moet verpak. Om weer te kan aangaan in oorwinning en om nie net te survive nie, but to thrive. Ek dink dit is die belangrikste. Dit gaan ongelooflik goed met Nina Maria en met Claradine. Die trauma wat hulle oorgehou het, is daar nie iets van nie. Nina Maria het nie soveel as 'n breinbesering vandag nie. Sy doen werklik baie goed en as ek daaraan dink, dan raak ek traanrig want ek besef net hoe groot die Here se genade is en dat dit absoluut sy getuienis is. Dis bitter min wat ek daar kan praat wat ek nie emosioneel raak nie, want ek besef net hoe groot en diep en lank en ver en wyd sy liefde en genade strek. En hy wys dit op verskillende maniere vir ons.
beteken nie byvoorbeeld hy's nie die ander ouers genadig met die feit dat hulle dogtertjies afgesterf het nie. Hy wys op verskillende maniere vir ons en daar's sekere gedeeltes wat mens vra en dan moet mens ophou. Want anders dink ek sal dit nogals 'n maalkolk wees wat mense kan uitkom nie. Ja, en jy weet ek het al op hierdie podcast ook met ouers gepraat wat in die situasie was, deur welke manier ook al maar wat wel kinders verloor het en wat weer hulle getuienis op hulle manier deel. So soos jy sê, dit is op verskillende maniere. Susan, jy het vroeër genoem van die kleur van haar swembroek en ek het ook al so vinnig daarvan gelees. As jy bietjie oor dit kan deel, wat se kleur was dit? Wat is die kleure wat 'n mens raak sien? Ek dink daar's mense wat ook daaroor dink en dat jy weet as daar iets is wat mens kan doen wat daar 'n verskil sal maak, wat kan ons doen? Ek het sommer net hoendervleis of tot tone nou net terwyl jy dit op my vra, want as ek sou sê dit is die nommer 1 ding wat gemaak het dat ek al vinniger gesien het, dan was dit die kleur van ons swembroek. Mermaid kleur swembroeke is so mooi. Dit is so pragtig. Ek dink die feit dat kindertjies of dogtertjies veral daarmee kan assosieer en die mooi daarvan kan embrace wanneer hulle swem en so aan. Jy weet, dis pragtig, maar dit is seker een van die mees gevaarlike kleure wat 'n mens kan kry vir 'n swembroek in 'n swembad of in 'n dam. Want dit lyk soos die water. Dit kamoufleer 100% met die water. Uit dit uit, so die kleur van Nina Maria se swembroek aanvanklik wat te klein was 'n navy swembroek met aqua kleure en paisleys en aqua groen en so aan, en het sy daai swembroek aangehad het ek sy wat langer gevat het om haar te gesien het. So uit dit uit het ek en 'n vriendin ontwikkel ons tans 'n reeks vir swembroeke vir sigbare swemklere vir kinders. Spesifiek en ek dink dit sal nogals goed lyk vir groot mense ook. As ek so uit die face uit moet sê, sou ek sê met ons navorsing wat ons gedoen het met dit, gaan Pick n Pay toe en gaan koop die helderste geel en die helderste oranje en die helderste pink wat jy kan. Nie noodwendig net vir die swembad se water of 'n dam water nie, maar let bietjie op 'n strand. Hoe sigbaar jou kinders is al dan nie. Ons het intussen, jy weet, voordat ons dit nou sal bekendstel, Decathlon en ek is nou nie seker of mense enige, jy weet, verskaffers kan noem nie, maar Decathlon het op 'n stadium met hulle hierdie UV bestande hempies wat jy oor 'n swembroek kan aantrek. Hulle het so helder neon oranje. Dit lyk amper soos 'n skoolpatrollie toe ons op skool was. En dit is die beste vir die strand en die beste vir die swembad. En ongelukkig voel ek hierso, ja, kinders is individualiste en hulle het hulle eie smaak en alles, maar hoekom ek toe nou die een kleur vir die ander kleur verruil het, was ons was met vakansie en ek het vir hulle gesê, ek weet julle is twee verskillende dogtertjies met verskillende smake, maar as ons op die strand is, wil ek 2 lyfies van dieselfde kleur kan sien as ek opkyk van my boek terwyl ek lees. Ek sien, daar is die 2 oranje lyfies wat rondhardloop. Ek wil nie nog sukkel met 'n blou en 'n iets wat dalk miskien met die en op daai stadium was dit common sense vir my gewees. Dit was net 'n verstaan, ek wil net 2 vir dieselfde praktiese reëling. Praktiese reëling. Dit was nie noodwendig dat ek 'n kleur, jy weet, 'n voorkeur gehad het. Dit was net iets wees wat ek maklik kan sien. Maar toe ons begin navorsing doen het, sien ons maar, soos ek sê, as jy 'n helder geel, 'n helder oranje vir nou kan kry, watch this space. Ek sal definitief met tyd sal ons bietjie meer deel, maar dit is definitief iets positiefs en goed wat uit hierdie ervaring uitgekom het, behalwe die wonderwerk en dit wat ons vandag van getuig. Daar's maklik, daar's meer as 10 wonderwerke, 20 wonderwerke waar ek kan praat, maar saam met dit is dit een van die goeie goeders wat uit dit uitgekom het. En ons hoop om so teen die einde van die jaar te kan launch reg vir Desember vakansie. En as dit gebeur, sal ek beslis ook deel vir ons luisteraars. Ek glo almal sal wil weet daarvan. En toe jy daai klere neem, toe dink ek ook, maar dit is eintlik
selfs as ek gaan draf, dan is dit tog die klere wat 'n mens dra, jy weet daai helder oranje soos jy sê, daai glimbaadjies uit, dis oranje en daai neongeel en selfs 'n helder pink soos jy sê wat net uitstaan. So dit maak ook sin dat as dit in die donker wanneer mens draf is dit wat jy dra, is dit ook wat jy in 'n swembad of selfs nog meer seker in bietjie donker water kan dra. So mense het al 'n gevoel vir wat daai kleur moet wees. Dankie Susan vir jou tyd en dat jy jou verhaal en julle getuienis en soos jy sê die wonderwerk gedeel het. Is daar enige iets so as jy terugdink of 'n boodskap wat jy met ander ma's en ouers wil deel? Ek dink wat my vrygemaak het is om te weet dat jy kan alles in plek hê, maar daar's 'n rede hoekom 'n vratsongeluk genoem word. Ja. Geen ouer bedoel vir dit om te gebeur nie. En soos ek gesê het, reg aan die begin, ons het flouties uitgehaal, ons het aktief gekyk, ons het aktief seker gemaak. Ons het ons eie, tussen my en Wynand het ons eie reëling gehad. En selfs dit kon ons nie beperk van hierdie vratsongeluk nie. So, ek wil vir ouers sê, moenie nou paranoïes wees nie. Wees paraat, luister wat die kinders sê, maar maak jouself vry om nie in vrees te leef nie. Ja. Stuur jou kinders vir swemlesse, definitief. Maar weet, waar jou arm nie meer kan strek nie, tree die Here se genade in. En ek dink dis allesins vir ouerskap. En dis eintlik maar deel van mense lewe sonder die arm. Maar weet net, wanneer jy by die kleuterskool gaan aflaai, by die skool gaan aflaai, waar jy nie meer hulle kan omarm nie, omarm hy hulle. Ek kan afsluit om te sê dat ek het Psalm 91 gesien met die engele om die swembad en dit is geverifieer deur my vriendin wat met die ambulans op die foon was. Sy het nadat het vir haar man gesê, wie het om die swembad gestaan? Terwyl ons toe sê maar niemand het om die swembad gestaan nie. Ek het nie geweet van dit nie. Ek het die Sondag aand in die hospitaal vir die Here gevra, wys net vir my iets om my rustig te maak. En hy wys vir my die engele om die swembad. Hierdie 2, 3, 4 meter engele wat lyk soos 'n Spartaanse weermag. Wat net daar staan. En toe ek die volgende dag toe Nina Maria ontslaan is met haar deel, sê sy, wat? En sy deel toe van die mense wat sy in haar periferiële visie gesien het, wat nie daar was nie. Weet, daai engele is om ons en om ons kinders elke dag. En haal asem, moenie dat hierdie storie jou angstig maak nie. Inteendeel.